En, as so 'n jong dame geselskap by 'n boek vind, het sy sekerlik nie iemand om mee te gesels nie. As so 'n jong man, 'n jong dame se stille geselskap breek, het hy sekerlik nie maniere nie. Jo. Sorry, ek is Gert, Du Plessis Lambert. Aangenaam. Kan ek maar sit? Sit gerus. Ja, wat maak so 'n enkele jong dame in so 'n klein plekkie so skakerig? Wel, hier is 'n klomp kinders en iemand moet hulle leer. So, ek is 'n onderwyseres. En wat maak so 'n jong man op 'n klein dorpie soos Kalkrand? Ag, mense sal dit seker maar doen. Ek is op soek na 'n lewe vir myself te bou. En ek was geleer, maar nie meer nie. Hoe so? Ag, dis 'n lang storie, maar ek woon eerder hier. Ek en die jong dame het al hoe meer tyd saam spandeer en baie goeie vriende geraak. Met haar wou ek trou, totdat ek uitgevind het van iemand wat ook by haar begin kuier het, Martin Vermeulen. Deesdae lyk dit of sy al hoe minder tyd vir my het. Dieselfde dame wou ek om my lewe bring en myself daarna. Vandag sidder ek as ek daaraan dink. Waar sou ek gewees het? Verlore vir ewig. In elk geval, ek het 'n pistool gekoop vir die doel en ek het nie verder gedink nie. Die uiteinde was dat ek onskuld. En hierdie dingetjie het ek gekoop om te doen wat gedoen moet word. Ek weet nie wie hierdie juffroukie dink sy is nie, maar niemand speel met my nie. Niemand maak soos hulle wil met my nie. Niemand maak vir my lafaard nie. As ek haar nie mag hê nie, sal niemand haar hê nie. Sy sal pleit vir haar lewe by my. En ek sal haar nie genadig wees nie. As sy nie meer lewe nie, dan wil ek ook nie meer lewe nie. 2 patrone. Een vir haar, en dan een vir my. En so sal alles vir ons albei tot 'n einde kom. En hierdie lewe is beslis aan my kant nie. So hoekom het jy net op 'n einde bring nie? Ek wou daai so. Ja nee, daar was die goeie ou jong dae van ons, nê. Nee. Onthou jy toe ek op jou gejaag het? Ja. Baie dankie. Ja, maar dit was nou omtrent nou 'n lang tyd wat ek daar in Windhoek nou weer gebring het met die werk en dit het regtig lank geword. Dit het seker net nog 'n huisjes verlang. 3 jaar. Ja, omtrent 3 jaar, sure. Maar luister, hoe gaan dit met jou ouers? Nee, dit gaan baie as ek met hulle. Daar's nie klagtes daarso En op nie. die plaas? Nee, ook goed. Dis wonderlik om te hoor. En ek hoor jy het 'n nuwe kereltjie gekry. As ek reg onthou, Gert. Gert, ja. O ja. Wat dink jy van die hele situasie dat ek weer ons vriendskap? Wel, hy weet ons is mos van kleins af al vriende. Ag, dit sal hom regtig nie pla nie. Ja. Maak oop! Is dit? Ek praat nie meer, maak oop! Dit is al puntjies. Luister, wat maak jy hierso? Wat maak jy die mannetjie hierso in die huis? Nee, Gert, ons het net so 'n bietjie tee gedrink. O, is dit net tee gedrink? Mannetjie, Nee, Gert. ek hou nie van hierdie storie nie, né? Hoor jy nie? O, is dit net werk, ja? Gert, rustig. Dit is regtig nie nodig om op te drink. Ek hou nie van hierdie manier. Hoekom is jy hier? Ons is nou nog op my stamp, hè? Ons drink koffie, Gert. Ek dink jy drink net koffie nie. Ek is jammer. Ek sê dit terug. Nee. Nee, Martin! Martin! Wat het jy gedoen? Vroue, dit is alles jou skuld! Hoe is dit my skuld? Wat jy met dat ander mens terwyl ek in 'n vorm is? Nee, Gert! Nee! Ons is nie vriende besluit! Ek sal jou ook skiet, hoor jy van my? Loop jy nie! Loop!
buite, ek wil nie in my huis hê nie. Los my! Luister, ek wil sê bly uit! Ek wil jou waarsku! Ek wil jou waarsku! Los my! Sê vir los my! Asseblief! Word gearresteer vir die moord van meneer Vermeer. Alles wat die doen is sê, kant in en stop in die gou word. In die weg. Die Bybel het in die sel vergete gelê en met my moeder in die hof teenwoordig het ek my doodsvonnis aangehoor. My eerste woorde aan die polisiekonstabel was: is daar nog tyd om reg te maak? Of kan ek nog reg maak? Julle kan maar staan. Julle kan sit. Verweerder, staan asseblief. Gert du Plessis Lamprecht, u het die geleentheid gehad om gehoor te word en om aan te toon waarom die oordeel nie uitgespreek moet word nie. Hierdie hof het die verswarende en versagtende omstandighede wat aangebied is oorweeg. Dit het 'n omvattende vonnisoplegging opgestel wat by die klerk oplê is. Daar is geen regoorsaak wat die uitspraak van die vonnis verhoed nie. Dis word u, Gert du Plessis Lamprecht, met betrekking tot die moord van Martin Vermeer skuldig bevind. Vir hierdie misdaad ontvang u die doodsvonnis, soos dit deur die wet vereis word. U word hiermee toevertrou aan die baljuis van Windhoek om oorgelewer te word aan die departement van regstellings, waar u in bewaring gehou sal word tot die uitvoering van hierdie vonnis soos dit deur die wet voorgeskryf is. Meneer Lamprecht, mag die Here jou siel genadig wees. Hierdie hof is nou in reses. Goeiemôre meneer die dronkbewaarder, op vandag met u. Wat doen jy? Nee, ook goed, dankie. Luister, as ek het reg het, was daar seker meneer Lamprecht, dink ek nou skerp nou nog was. Hy is julle in die gevangenis, nee. Dis reg so meneer, hy is hier. Sal dit reg is as ek dalk so 'n paar woordjies met hom deel uit die woord van die Here? Dis reg so meneer kan sit, ek sal gaan haal. Baie baie dankie. Dit 'n besoeker. Waar is hy meneer? Kom. Meneer. Goeiemôre Gert, hoe gaan dit met jou? Goeiemôre man. Gaan goed. Goed, dankie. Ek is meneer Kilian van die AJB en ek het gewonder of ek dalk so 'n deeltjie uit die Bybel met jou kan deel vanoggend. Asseblief man. Ja, dit sal gaaf wees. Sal ons sit? Ja. Ja. Oom, voor ons begin, sien oom, ek bid baie in die laaste tyd, maar het voel of ek teen 'n muur vasbid. Weet jy wat om daarmee te doen nie, oom? Jy sien Gert, daar is so 'n gedeeltjie nou in die Bybel wat by my opkom, en dit is hierso in Jesaja 59 verse 1 en 2. Mag ek dalk vir jou lees? Doen asseblief, oom. OK. Hierso staan: kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes in sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Jy sien Gert, wanneer 'n mens sonde in jou lewe toelaat en sonde doen, dan is dit soos 'n muur wat jy baksteen vir baksteen tussen jou en God opstapel. En die oomblik wanneer jy besef jy die Here nodig, of jy roep tot hom, dan, soos jy sê, dan voel dit of nie deurling tot die Here nie, maar die rede is omdat jy teen hierdie muur van sonde vasloop. Hierdie muur van sonde moet eers verwyder word, voordat jy waarlik die Here se teenwoordigheid sal ervaar. Nou oom, as daardie muur van sonde daar is, in my eie lewe, wat moet ek met dit doen, om by die Here uit te kom? Jong Gert, die woord van die Here is wonderlik, en hierso in 1 Johannes, hoofstuk 1, vers 9 staan dit: as ons sondes bely,
Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jy sien Gert, jy moet hierdie sonde van jou vat, wat dit ook al mag wees, en dit na die Here toe bring, dit teenoor hom bely en hom om verskoning vra in 'n berouvolle hart vir wat jy gedoen het. En dan op grond van die Here Jesus Christus se kruisdood, sy bloed wat vir jou gevloei het op Golgotha, gee die Here die belofte dat hy getrou en regverdig is om jou die sonde te vergewe. Oom, sou oom nie asseblief saam met my bid nie? Ek het die Here nodig. Daar die vergifnis nodig, asseblief oom. Ek sal graag saam met jou bid, Gert, ons kan nou bid as jy wil. Ons bid nou asseblief saam. Asseblief. Kom ons bid. Here, U sien my hart. U weet wat ek aangevang het. En ek het U nodig, Here. Here, daai muur van sonde wat ek opgebou het, vraag ek om verwyder dit vandag, nou, in hierdie huidige oomblik. Vader, ek weet, ek het verkeerd gedoen. Maar kom was my skoon. In die naam bid ek. Amen. Dierbare Here, ek dank U vir U goedheid en U genade en vir elke kosbare belofte in U woord. Ek dank U vir sondevergifnis in ons Here Jesus Christus. Dat U dit beloof, Here, mits ons na U toe kom, sy offer op Golgotha aanvaar. Ek bid, Here, dat U vir Gert sal help in hierdie tyd, dat U hom waarlik sal red, Here. Amen. Dankie, Gert. Dankie, Bob. Goeiemiddag, meneer Tronkewater. Hoe gaan het vandag met U? Goed, meneer. Ja, goed, dankie. Is het reg dat jy vandag 'n bietjie tydjie saam met Gert spandeer? Straks al, meneer. Meneer, kom maar sit, ek sal gaan. Baie dankie, man. Gert, Ja, meneer. het jy 'n besoeker vandag? Hallo Gert, hoe gaan het vandag met jou? Seker maar okay, oom. Wat fout, wat moet jy? Oom, ek is die afgelope tyd nie baie eerlik met hom gewees nie. Ek sukkel steeds. My verhouding met die Here is net 90%. Dit voel net 90%, maar ek wil hê dit moet 100% voel. Sou oom sê dis sonde om die gevangenes gereeld te oortree. Sal ons eers sit, dan kan ons lekker hieroor gesels. Ja, asseblief. Ek sien jy het 'n Bybel saamgebring vandag, dit is vir my tot groot bemoediging. En daar kan ons iets saam lees. Ek het gedink om 'n hoofstuk in Romeine te lees dalk, 'n paar 1 of 2 versies in Romeine. Dit is net na Handelinge. Romeine hoofstuk 13. Hoofstuk 13. Ja, verse 1 en 2. Jy kan dit dalk sommer vir ons lees. 13 vers 1 en 2. Ja. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hy oordeel ontvang. Nou jy sien Gert, eintlik is die woord van die Here vir ons baie duidelik. En hierdie vraag wat jy gevra het, dit staan daar en sê, daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur hom ingestel. So die reëls van die gevangenes en die bewaarders, hulle gesag, is deur God ingestel, so deur teen hulle opstandig te wees of te rebelleer en die reëls ongehoorsaam te wees of te oortree, is jy eintlik direk teen die Here ongehoorsaam. So om jou vraag te beantwoord, is dit sonde? Ek glo die Bybel sê vir ons, ja, dit is sonde, Gert. Ek sê oom, ek het 'n reël oortree. Maar wat dink oom moet ek nou doen?
Kyk Gert, daar's net in jouself wat jy kan doen om vergifnis te kry of om jou saak reg te maak om vrede te kry, behalwe om weer in nederigheid na die kruis van die Here Jesus toe te gaan en om vergifnis te vra. Net soos laas maand om praat van sy bloed wat gevloei het aan die kruis, sal hy jou vergewe. So ons kan ook weer daarvoor bid, as jy wil. Ja, oom. Ek sal graag vir wil bid. Maar daar's egter iets anders wat ek ook gedink het om vir jou te vra, maar die keuse lê by jou. Dis nie iets wat ek jou kan afdwing of vir jou kan besluit en ek het gewonder om jou uit te daag dat jy nie wil nie jou hele lewe in Here oor nie. Alles wat jy is, in elke aspek van jou lewe, om 'n volle oorgawe te maak, om te sê, maar Here, van nou af wil ek voluit vir u lewe. Alles wat ek wil doen, wil ek met my hele hart vir u doen, met een alles te verheerlik. Is jy bereid om so 'n stap te maak? Definitief, oom. En ek wil dit vanaand nog doen, oom. Asseblief, oom, sal oom nie wees saam met my hier eens bid nie. Ja, sekerlik, Gert. Kom ons bid, ons vertrou die Here. Ons Here, u weet dat ek daardie reëls van die gevangenes oortree het, Here. Ek voel so skuldig en ek wil tog vra dat u vir my sal kom was met die bloed van die seun. Here, ek kom tot die kruis en ek kom lê my hele lewe neer voor u. Ek wil 'n hele volle oorgawe vanaand kom maak. Here, ek hou niks terug nie. Maar ek gee alles. Dankie Vader dat ek u kan aanroep en ek weet u is lewende. Dankie vir Kila wat jy op my pad gestuur het. Amen. Meneer Du Plessis, Ja, meneer. ons het die volgende nuus ontvang. Gert Du Plessis Lamprecht sal om 3 uur môremiddag tereggestel word. Reg so, meneer. Sterkte. Kom mamma, ons gaan besoek bietjie vir Gert, deur wat ek die afgelope tyd so besoek. Goeiemiddag meneer Dronkewater. Hoe gaan dit vandag met u? Goed meneer. Ja, ook goed, dankie. Ek het my vrou saamgebring vandag. Goeiemiddag. Middag mevrouw. Ons het gewonder of ons dalk weer 'n bietjie 'n tydjie saam met Gert kan spandeer. Nee, ons het slegte nuus ontvang. Gert gaan môremiddag om 3 uur tereggestel word. Sjoe. Ai mamma. Sal jy dalk omgee om sy laaste paar oomblikke saam met hom te wees? Nee, glad nie. Ek sal glad nie omgee nie enige tyd. So reg, jy kan sy bys op gaan haal. Baie dankie. Sit gerus mamma. Gert! Ja meneer, sien jy besoekers? Ja, dan kom sy. Maar dit moet seker kom. Hallo Gert. Jy's ook Kila. Hoe gaan dit? Baie goed, selfoon. Goed, dankie. Ek het my vrou saamgebring vandag. Goeiemôre, Auntie Kilian. Hallo Gert, aangename kennis. Kom ek kennis dan. Gert, ek en my vrou is jammer om te hoor dat glo jy het ook nie seker al ontvang. Ja, oom, ek het. En oom, Tannie, ek vra die Here vir versagting nie, maar dat sy wil geskied. Want by die wet kry ek wat regverdig is. En by God het ek genade gevind. Ja, Gert, hoeveel mense kan nie al getuig van daardie genade wat hulle by die Here gevind het nie. Dit is wonderlik. Ja, oom. Die Here het nou goed gedink om my lewe nie te spaar nie. Nou maar eerder huis toe te neem. Miskien het hy vir my 'n werk aan die ander kant, jy weet. En dink net hieraan. Volgende Kersfees is ek in die hemel. Sjoe, dis ook 'n manier om daarna te kyk, mamma. Nee. Ja. Gert, het is wonderlik om te sien dat jy so blymoedig is, selfs onder omstandighede. Ja, ek prys die Here vir dit. Ja. Nou maar hoor jy sal ons dalk sit. Ja. Kom ons sit. Weet jy Gert, daar's hierdie gedeelte in die Bybel wat in my hart opkom wat ek voel ek net graag met jou wil deel. Dis Johannes 14 vanaf vers 20. Johannes 14. En miskien kan ons 'n gedeelte daarvan saam lees. Johannes 14.
So is dit. Tannie, Antie, sal u omgee as ek dit op my eie dag lees? Kyk af ons lees gert. Dis gerus Gert. Die dag sal ek weet. Gert, kan jy so 'n bietjie stadiger? Dit is baie vinnig. Verskoon my Tannie, ek jaag om by die 27ste vers uit te kom. Dit is my so 'n mooi vers. Hierso, vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. So. Oom, Antie, die Here is so 'n werklikheid. En ek vind hoe hy met my spreek uit sy woord uit. Kyk net al hierdie beloftes en al die woorde wat ek hier onderstreep het. Ja, ek sien. Die Here het hierdie gedeeltes lieflik aan my opgemaak. Dis wonderlik Gert. Kijk, jy weet, dit is so min dat mense deesdae jong mense sien wat regtig oorgegee is aan die Here en wat hulle hele lewe besit. So, dis selfs vir ons baie bemoedigend. Ja. Dis wonderlik. Nou, sal ons dalk 'n woordjie saam bid? Ja, oom, asseblief. Maar oom, sal ons die Here vir daardie vriende, daardie goddelose daar buite bid nie. Vir klein Johan, vir François en vir Chris, oom. Sal ons die Here vir hulle bid nie, want hulle is sonder Jesus. En al sit ek in hierdie omstandighede, is dit wel met my siel. Sjoe Gert, dis 'n wonderlike gesinde wat jy nou openbaar en uiteindelik skoon in die veld geslaan. Maar ja, sekerlik, kom ons bid vir hulle. Pas, Ja, meneer. met 'n familiebesoek vandag. Dis wonderlik. Dankie. Kom. Moeder, sit asseblief. Asseblief. Moeder, asseblief. Asseblief, moenie huil nie. Moenie hartseer wees, ons moet bly wees. Want Jesus kom haal my, ek gaan huis toe. Asseblief, moeder. Moeder, ek wil nie meer hier wees as Jesus vir daarbo wag nie. Asseblief, ma. Ma, ek is 'n reisiger op pad na sy eindbestemming toe. Ma, dit God se genade sal ons aan die ander kant weer sien. Suster, vir jou ook. Gert, tyd raak min. Dis reg, meneer. Suster, moeder, kom hier. Baie waarom dit gekom het. Ek is baie lief vir julle. Jy moenie oor my bekommerd wees nie. Jesus is met my. Tot ziens, suster. Tot ziens, ma. Gert, die tyd is regtig nou verby. Ma, Kom, asseblief, ma. kom. Asseblief, ma. Goeiemiddag Gert. Dankie, Leon. Hoe gaan dit? Gaan wacht. Jong, Gert, wat sou ons vir die jong mense sê? Is dit die moeite werd om Here te dien? Ja, oom. Dit is definitief die moeite werd om Here te dien. Absoluut, absoluut. Oom, my hart is so vol vreugde. Ek voel ek kan jubel en spring. En ek kan so toe hardloop. Sjoe, dis wonderlik. Ja, oom. Luister, oom. Hou u lyksrede. Ja, ek hou die lyksrede, Gert. Ek is dankbaar. Dankie, oom. Dis 'n plesier. Maar sal jy vir die laaste keer net saam bid nie, oom? Ja, kom ons bid. Vader in die hemel, as daardie lyn daar aan die ander kant styf ruk, weet ek dat ek my oë by U sou oopmaak. En ek wil net vir U so dankie kom sê vir dit vanaand. Dankie, Here. Ek bid dit in U naam. Amen. Amen. Baie dankie vir alles. Dis Gert. Mag die vrede van die Here met jou wees. Dankie. Gert, die tyd het gekom. Dis reg, Here.